Gees daal neer. Hoeveel van ons sal vanmôre nog na die huis van die Here gegaan het, as die Heilige Gees nie meer daar was? Hoeveel sal normaal kerk gehou het, as die Heilige Gees nie daar was? Net normaal aangegaan het. Maar ons moet elke dag sê, Here, dankie vir u soete Heilige Gees. Dankie vir die Gees van God, wat ons kom oprig, wat ons kom vertroos, wat ons kom versterk, dag na dag. Dit is so belangrik, dat ons altyd moet weet, dat God se Gees met ons moet wees. Ons kan nie uit ons eie uit die wil kom staan. Maar as sy Gees daar is, die is daar. Prys sy naam. Welkom aan een en elkeen vanmôre, wat ons gekom het na die huis van die Here. Ons is nie hier vanmôre om deur mense gesien te word nie. Ons is hier oor die Seun van God. Jesus is sy naam. Die grootste naam bo elke naam. Ons is hier vanmôre om hom te verheerlik. Ons is hier om sy naam groot te maak. Ons is hier om hom eer te bring vanmôre. Vir dit wat hy is. Nie net vir wat hy doen nie, maar vir wat hy is. Amen. Vader, ons dankie vanmôre dat ons vanaand in die huis kan vergader. Dankie dat ons die voorreg het om nog hier te kan staan. Soete Heilige Gees, ons wil u verwelkom vanmôre in ons midde. Kom en vul elke hart vanmôre, Here. Here, reinig elke verstand vanmôre in die naam van Jesus. Here, wat ons weet deur die bloed van Jesus het ons verlossing ontvang, Here. Elke gedagte neem het gevange vanmôre, Here. Vernuwe ons verstand en rig ons op, Here. Hou ons vrou, Here Jesus, deur hierdie diens deur, wil ons lof en eer aan u bring, Vader. Want u is waardig om geloof te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om geprys te word. Aan u kom toe die lof en eer en aanbidding in Jesus wondernaam. Thank you, Jesus. Bless the Lord. Oh, my soul. And all
that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord. Wonderbaarlike dinge gedoen. Bonatuurlike dinge. Kom ons loof. Onloop die Here. Alle kragte van die Here. Wat naast en die Heilige. Van die Here staan. Heel op jylle hande. Na die Heilige Toon. En loof die Here. En loof die Here. Onloop die Here. Al die kragte van die Here. Van
sing for his love. Great is thy name, greatly to be praised. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. You're my comforter, my helper.
Come, Holy Spirit.
doen wat jy wil doen. Gee hom net 'n kans. Sê Here, vernuwe my verstand. Kom werk deur my gees sodat my verstand vernuwe kan word. Thank you, Jesus. Oh.
moenie my begrawe, moenie moeite doen nie, want hulle is daar in die Kalahari. En hulle het 'n begrafplaas daar op die Namibiese grens. Familiekerkhof op die plaas. Dit is 140 km wat hulle moet uitry. By die einde verlede jaar begrawe hulle sy moeder. Sy was 87 jaar oud. Jou tannetjie, Masari, klaar begrawe. En dit was baie moeite. Want in die Kalahari moet jy die graf uitbou. Met steen uitbou. En hulle sit die mense binne in die graf en dan het hy 'n raaitjie, daar sit 'n konkreetblokke op. En die mense toe te maak. Dis nie vir fancy geit nie. Dis die aardvarke grou in die grafte uit. Gaan vreet hulle die lyke. Hulle moet dit toebou. En hy het besef daar's baie moeite om te doen. Ja. En hy het vir Marinus gesê, dis my begeerte vir Asmyn en sommer. Hy sê meneer se diens hou nie. Want hy was 'n nederige persoon gewees. Hy was altyd nederig. Maar Marinus het gesê nee, ons gaan vir hom volwaardige begrafnis. En hy het die graf gaan uitbou. En gister het hom begrawe. Hy's huis toe. He's there already. He's waiting there for us. Hy het sy moeder weer daar gaan sien ontmoet haar. Want die wat in Christus sterf, het die ewige lewe. Ons sterf, fisiese liggaam gaan lê af. Jesus het sy liggaam ook afgeloop. Maar hy is die eerste een wat opgewek is. Deur die soete Heilige Gees. God se Gees het hom opgerig weer. Soos ons almal het gesterf. Die sonde het een en elkeen van ons laat sterf. Die verlore gaande wêreld. Maar Jesus was die eerste een wat opgewek is. En deur sy soete Heilige Gees word een en elkeen van ons wat Jesus aangeneem het as sy persoonlike saligmaker, weer opgewek. As 'n nuwe skepsel. As 'n geesgebore skepsel. Ons is nie meer vlees nie, man. Partykeer sê jou verstand nie jy is vlees. Want dis jou verstand wat dit sê. Maar jou gees sê vir jou, jy's gees. Want God se gees leef in jou. As jy Jesus die dag toe jy Jesus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, as jy dit nog nie gedoen het, is dit vandag tyd om dit te doen. As jy nog nie seker is dat jy seker is dat jy seker is dat die Gees van God in jou leef nie, is dit vanmôre die tyd om dit te doen. Dit is die Here, hier is hy. Laat die Gees vanmôre in my werk. Laat die Gees vanmôre my oorneem. Dat hy besit neem van my lewe. Sodat dit nie ek is wat leef nie, maar Christus wat in my leef. Because he is a living God. Hy het opgestaan. Die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, leef in een en elkeen van ons wat daai Gees aangeneem het. So dit kan ons nie meer wonder, ons gaan nie meer sondig nie. Ons gaan bly in die stryd, gaan ons moet stryd. Daar's 'n stryd wat ons moet stryd, maar daar's oorwinning te verkry. Gee my krag, Here. Gee my krag elke dag. En hou my trou. Hou my trou, Here Jesus. Hou my trou, Here Jesus. Hou my trou. Ja, hou my trou, Here Jesus. Hou my trou. What has to stay? I can't stay.
Verlos op sy pijne en sy Dat jy nie meer kan lag nie. Jy kan nie meer smile nie. Jy het nie meer blydskap nie. Maar vanmôre sê die Gees van God, hy gee dit vir jou weer terug. Ontvang dit uit sy hand uit vanmôre. Weet dat jy weet dat hy God is. Hy is die koning van al die konings. Daarom gee hy vanmôre jou joy weer terug. Sodat jy weer kan lag. Sodat jy weer blydskap in jou siel kan hê. Wees blydskap in jou siel, want Jesus is op die troon. Dit is môre in my hart. Daar is blydskap in my siel, want Jesus is op die troon. Hy sit langs die Vader. Hy sit aan die regterkant van God die Vader. Hy tree elke oomblik vir jou in. Elke oomblik. As jy geregverdig is deur die bloed van Jesus Christus en dan kom 'n oortreding, kan jy net sê, jammer Here. Jammer Here. En hy vergewe jou onmiddellik. Weet julle, as Adam en Eva, as Adam nie vir Eva die skuld gegee het nie, en as Eva nie vir die slang die skuld gegee het nie, as sy net gesê, as Adam gesê, toe God binnekom, en hy sê, Adam, wat het jy gesê? Sê, dis die vrou wat jy my gegee. Maar as Adam net daai oomblik gesê, Here, Vader, God, vergewe my, wat ek verkeerd gedoen het, was ons vandag nog in die paradys. Besef ons dit, want ons nog vandag, het ons nie gesloeg en gesweer, om iets te heen, ons is nog in die paradys gewees. Maar omdat Adam God die skuld gegee het, wat ek gesê,
sê, nee Here, dis die vrou wat jy my gegee het, wat veroorsaak het dat ek dit gedoen het. En toe hy vir die vrou sê, nou wat nou? Sy sê, nee, is die slang wat jy gemaak het, wat my laat oortree. Toe gee hulle God die skuld. Daarom is hulle uit paradys uitgewerk. Vanmôre moet ons net sê, Here, vergewe my. As hy enig maak die saak hoe groot, hoe klein, daai oortreding is, Here, vergewe my. Here, vergewe my. God is getrou en regverdig om jou al jou sondes te vergewe. Ons wat in Christus is, moet nie meer sonde hê nie. Ons oortreding is vergewe. Hy was dit weg. Dis weggewas. As die Gees van God wat Jesus uit die dode opgewek het in jou lewe, hy sê, ry, as jy die boodskap 2 weke terug gehoor wat pastoor gepreek het. Die wat geregverdig is in Christus is geregverdig. Hy sê, wees heilig. Baie mense sê, jy kan nie heilig wees nie. Hoekom sal God sê, wees heilig, want ek is heilig? As hy sê, jy kan nie heilig wees nie. Hoekom sal hy dit in sy woord sê? Wees heilig, want ek is heilig. Ons moet heilig voor God wees. Ons woord is skat. Ons doen, ons laat, ons wandel, ons gee. Moet heilig wees voor God. Want hy is heilig. Hy kom in 'n rein en 'n bloedgewaste kerk te kom haal. Hy kom nie om sondaars te kom haal. Hy kom nie om arm sakkiges te kom haal nie. Hy kom om oorwinnaars te kom haal. Want hy maak ons meer as oorwinnaars. Hy maak ons meer as oorwinnaars. Hy sê, dis nie ons nie oorwinnaars nie. Ons is meer as oorwinnaars. Want ons is gekoop deur sy bloed. Deur die bloed van Jesus aan die kruis van Golgotha. En hy ons kom regverdig voor God. En hy tree oomblik vir oomblik, dag vir dag vir ons in. Sodat ons rein kan wandel voor hom. As ons oortree, jammer Here, vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Jammer Here. Dankie vir die bloed van Jesus. One drop of blood can save my soul. One drop of blood, net 1 druppel bloed. Kom reinig ons. 1 druppel bloed van Jesus. Kom was jou sonde weg. Hy neem my sonde weg. Ons sing so maklik. Baie woordjies, julle kan sit. Ons gaan nou weer staan. Ons sing so baie woordjies. Hy neem my sonde weg. Hy neem my sonde weg. Ek sing van blydskap op die weg. So bly is ek, hy neem my sonde weg. Wat sê ek is nog arme sondaar. Ek is nie 'n sondaar nie. Ek was nie 'n sondaar. Ek is 'n bloedgewaste kind van God. Hy het my gereinig en geheilig met sy bloed. Ons is kinders van God. Hoe vinniger ons as kerk dit besef, hoe vinniger gaan ons in heiligmaking saam met Jesus kan leef. Want ons is nie arme sondaars nie. Ek is nie 'n geredde sondaar nie. Ek was 'n geredde sondaar. Maar ek is 'n bloedgewaste kind van God. Hy het my kom reinig, kom heilig deur sy bloed. Sy bloed kom was ons. Dink jy nie ons moet die bloed van Jesus goedkoop maak om nog te sê ek is 'n sondaar? Ek kan dit nie doen nie. Dan maak ons sy bloed goedkoop. Hy het 'n duur prys betaal vir die sissies. Besef dit vanmôre. Hy het 'n duur prys op Golgotha betaal. Sodat ons gereinig kan word. Hy het nie nodig gehad om dit. Hy het nie nodig gehad. Dit jare terug het my pa vir die mense gepreek op die spoorweg. En hy kom by ons net. En hy sê, ek sê waarde so en so. Ek moet die woord met jou kom deel. Hy sê, ek is 'n moslim. Ek glo nie aan jou Jesus. Hy sê, dink jy, Jesus het 'n seun nodig gehad? God, dink jy God het 'n seun nodig? Hy pas nie. God het nie 'n seun nodig. Maar ek en jy het daai seun nodig gehad. Sodat hy op die kruis van Golgotha kon sterf het. Sodat ons geheilig, gereinig, gered kon word van sonde en ongeregtigheid. Sodat ons kan wandel in die weë wat hy gekom het. Hy het gekom na die aarde. God het sy seun gestuur aan hy. Nie net vir drowe nie, maar ons het kom wys hoe ons moet wandel. As ons die woord lees van Matteus, Markus, Lukas, Johannes, elke Nuwe Testament boek, wys vir jou die weë wat jy moet wandel.
Dis is 'n GPS. Hier is ons GPS op aarde. Dis jou enigste GPS wat jy kan volg hemel toe. Daar is nie 'n ander GPS nie. Dis nou nie wat. Nie wat boeke en goed jou kan leer nie. Maar die woord van God is ons GPS vanmôre. Hy leer ons, hy lei ons. En die Gees van God. Dis so voordelig. Dit want die Gees van God in die Ou Testament was net op spesifieke mense gewees. Dit was net op die priesters gewees, die profete gewees. Al die mense het dit nie gehad nie. Jy moes basies na die priester toe gaan en gaan bied het. Jy moes gaan na die mense die moes 'n lammetjie gaan offer het vir jou sonde. Dan was daai sonde. Sê maar hierdie is die bloed. Hierdie is die sonde. Sy sonde daar neergesit en het 'n maatjie boor daai sonde gesit. Vanmôre haal jy die maatjie weg en trek jy weer die sonde af en jy weet maar weer. Maar Jesus het gekom as ons hoëpriester. Hy het die prys op Golgotha betaal as hoëpriester. Sodat dan op ons lewe oorvloed kan wees. Sodat ons bloed gewas kan wees. Ons sondes nie meer onder 'n maatjie nie. Ons sonde en ongeregtigheid kan ons nie meer uithaal nie. Because hy sê in sy woord, ek was dit so ver weg, soos die ooste na die weste. Die noorde en die suide het 2 pole, daar's eindes. As hy gesê na die noorde en die suide was daar 2 pole. Maar hy het gesê, van die ooste tot die weste. Hy dink nie meer daar nie. Dit wat jy in jou verlede gedoen het, hoef jy nie as 'n pakkie saam met jou te dra nie. Gooi daai pakkie weg, man. As jy Jesus aangeneem het as jou saligmaker, het jy daai pakkie gevat en jy dit weggegooi. En jy dit gaan bely voor sy aangesig. En hy het jou kom reinig, hy het jou kom heilig, hy het jou kom was met sy bloed. Die bloed van die Nuwe Testament, nie die bloed van bokke en stiere nie. Ons hoef nie voeltjies en goed mee te gaan offer, hoendertjies of lammertjies of goed nie. Nee, stellig nie. Hy het die prys betaal op Golgotha, sodat ons lewe kan wees, sodat ons oorwinning kan wees. Dit as ek in 'n wedstryd deelneem, as ek atletiek hardloop, ek hardloop teen julle almal, en ek wen julle almal, wat is dit? Ek sê oorwinnaar. Maar as ek nie deelgeneem het aan hierdie wedstryd nie, en ek is nog steeds die wenner, wat is ek dan? Meer as oorwinnaar. Want Jesus het daai reis vir ons gehardloop. Hy het daai reis vir ons gehardloop. Ons hoef nie aan 'n kruis genaal te word nie. Ons moet hom net aanneem en ons moet net glo. Ons moet net glo. Ons moet net glo wat hierdie boek vir ons sê. As jy alles glo wat hierdie boek sê, sal jy rein en heilig wees. Glo dit vanmôre, glo julle dit. Glo julle dit. Glo julle wat geskryf is in hierdie boek. Hier is nie 'n huisgenoot of 'n wegstreep of 'n ding nie. Dis die woord van God. En die woord het vlees geword onder ons. Hy het onder ons kom woon. Jesus het vlees geword onder ons. En hy het onder ons kom woon. Om vir ons die weg te wys. Wat ons moet bewandel. Kom laat ons hierdie pad stryd. Kom laat ons hierdie stryd stry. Kom laat ons aanhou. Kom laat ons voortgaan en sê dankie Here vir die soete Heilige Gees. As die sonde en ongeregtigheid voor jou staan, sê dankie Here dat U my gewas het. Dankie dat U my kom red het, Here. Dankie dat U my kom verlos het, Here. Dankie dat U my kom trou hou, Here Jesus. Hou my net vas, Here Jesus. Hou my net vas. Hou my vas, Here Jesus. Hou my vas. Hou my net vas. Ja, hou my net vas. O, Here, hou my. Om nooit te gaan leven. Kom, hou my net vas. Here, hou my
om nooit te gaan nie. Ek wil vanmôre sê soos Paulus sê, ek roem nie in myself nie, maar ek roem in Christus. Ons roem nie in wat ons kan doen nie, maar ons roem in wat hy kan doen. Alles wat hy deur my kan doen. Sodat hy in en deur my verheerlik kan word. Dink jy as jy sonde doen, word hy verheerlik? Dink jy vanmôre as jy sonde en ongeregtigheid najag, word hy verheerlik? Maar as jy God se woord doen, word hy verheerlik. En dan, as ons God se woord doen, word hy verheerlik in en deur ons. Dis nie ek wat verheerlik word nie, want dis nie ek wat die prys betaal het nie. Dis hy wat die prys betaal. Jesus, 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 seun van God. Jesus, seun van Dawid. Wees my barmhartig. Hou my trou, Here. Hou my trou. Dis my boodskap vanmôre aan julle. Hou vas. Hou vas. Hou vas. Daar's 'n goeie stryd wat ons stry. Daar's 'n goeie stryd wat ons stry. Dis 'n goeie stryd. Dis nie 'n verlore stryd nie. Daar's 'n verlore gaande wêreld buite. Maar God, sy naam, Jesus Christus, wat vir ons die prys betaal. Oh, I'm sure, go by in heavy burden. Oh, beneath the mountain and shade. Oh, the hand of Jesus touch me. And now I am no longer the same. Amen. Amen. When ons van sy musie. I was shackled by heavy burdens. Ek was vasgevang deur sonde en ongeregtigheid. Beneath a lot of guilt, of shame. 'n klomp sonde en ongeregtigheid. But then, the hand of Jesus come and touch me. Hallelujah! Hallelujah! Woo! And now I am no longer the same. I'm no longer the same. I'm not no longer the same. Because he touched me. Oh, he touched me. And I know the joy that floods my soul. Something happened. Oh, Lord, and now I know He touched me and He made me whole. Oh, yes, since I'm in this list to Savior. Oh, since He cleansed and made, He made me whole. Oh, yes, I will never cease to praise Him. Oh, yes, I shall be one eternity road. Yes, yes, yes. Wacht. Kijk op. Kom terug naar die vers. Since I made this blessing, Savior. Yes, since He cleansed and made me whole. Wat zei dat? Since He cleansed and made me whole. Yes! Because He is so gezondig. Since He cleansed and made me whole. Wie dat ze doen? Jesus. Seun van Dawid. Seun van God. Wees my barmhartig. Hy het dit gedoen. Amen. Hy het dit gedoen. Halleluja.
dankie meer. Nie net oorwinnaars. Sorry, ons is nie net oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Is ek reg? Kom, wat is op? Meer. Sê dit. Deur Jesus. Meer as, hoe dan? Amen. Halleluja. Amen. Ons oorwinning is bes. Wat is op? Wat's Waldo? Meer as oorwinnaars. Amen. Waldo was gister, né? Vir die operasie. Hulle het sy gesig gaan regtrek en goed. Julle het gesien van julle hoe skeef sy gesig is. Nou hulle het hom geopereer. But thank God, hy is so right. Weet jy, ek kan nog nie met hom gepraat het nie, maar die dokter sê, is wel. En God al die eer. En God al die eer. Ons is gewoon en ons is meer as oorwinnaar. Ons is meer as oorwinnaar. Weet jy wat? As sonde en ongeregtigheid jou pad langs kom, né? Sê Here, sonde, ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek gaan jou oorwin. I will. Ek gaan. Weet jy hoekom? Want jy moet. Dis hoe maklik. Jy gaan, want jy moet. Want hoekom? Want ons wil die koninkryk van God ingaan. As jy maar sy nou blaas, wil ek gereed is om saam te gaan. Ek wil sy koninkryk ingaan. Ek wil Jesus sien. Ek wil die een wat die prys betaal het op Golgotha sien. Ek wil nie daai te ver kyk nie. Because every knee shall bow. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Elke knie. Die moslims, die Hindus, die Boeddhisten, almal se knieë gaan buig. Maar dit gaan te laat wees. Want jou knie eerder vandag buig. Sê Here, ek besef U is die seun van God. Ek weet dat U die seun van God is. Ek weet dat U gekom het om my te reinig, om my te heilig, om my te was met die bloed van die lam, sodat ek meer as oorwinnaar kan wees. Sodat ek rein kan wees voor Jesus. Something happened. I don't know why I didn't sit down. But let the Spirit of God move upon us. Stel yourself net beskikbaar vir God. Miskien voel jy 'n leë wissel vandag. God kan nie 'n vol wissel gebruik nie. Hy kan nie al wat vol is van homself gebruik nie. Hy soek 'n leë wissel. Sodat sy gees kan inkom. Sodat sy gees kan oorloop.
Jy weet 'n mooi illustrasie as jy 'n glas water vat. Vol glas, jy gooi iets binne. En hy loop oor. Dis as die Gees van God begin oorloop. Gee hom net kans om dit te doen in jou lewe. Gee hom net kans om dit te doen in jou lewe. Elke dag, nie net Sondag nie. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondag. Just give him a chance. As jy hom 'n kans gee, sal hy dit vir jou doen. Sê net, Here, I feel so empty. Just come and fill me with your Spirit of God. Just come and wash me with your blood, O Lord. Cleanse me and make me whole. Maak my 'n instrument in U hande, Here. Maak my 'n instrument in U hande, Here. Laat dit vanmôre ons gebed wees, Here. Maak my net 'n instrument in U hande, sodat U en in deur my verheerlik kan word. Dankie, Here, vir die bloed van Jesus. Dankie vir die bloed van Jesus wat ons kom reinig gee. Vader, dankie dat U U seun gestuur het na hierdie aarde om vir ons 'n losprys te kom betaal, sodat ons oorwinning kan behaal.